Goeienaand dames en heren. Die koue is in Jeffreys Bay. Kyk, ons het op 'n stadium hier teen die middaguur, in die middel van die middag toe raak dit darm koud, maar ek en my kuiergas, 'n reën van 13 jaar nou al, Jack Russellkie, ons het gaan stap, so hier teen 12 uur op die strand, en ons was die enigstes daar gewees. En toe het ek agtergekom, hier kom die winter nou. In elk geval, so as u vanaand dalk, terwyl ek met u praat, so in die agtergrond dalk die gehuil van die wind hoor, dan weet u, dit is nou ook Jeffreys Bay se winter wat aangebreek het. Nou, vanaand het ek nou ook weer 'n baie mooi stukkie musiek, wat ek vir u wil bekendstel, en is musiek van Mendelssohn. Nou, Felix Mendelssohn is Joods gewees, sy pa was 'n bankier gewees in Hamburg, en sy pa het was gekant teen Napoleon, en ja, toe Napoleon nou besluit, hy gaan nou sy muscles wys, sy spiere wys in die res van Europa toe, het die Mendelssohns uit Hamburg gepad na Berlyn. Nou, Berlyn was die hoofstad van die Koninkryk van Pruise. En Pruise was 'n baie sterk, militêre baie sterk 'n land gewees. So dit was 'n veilige hawe gewees vir die Mendelssohns. Nou, die Mendelssohns het Christene geword, hulle het oorgegaan na die protestantse kerk van die Joodse geloof af, en toe het hulle 'n dubbele van gekry, Bartholdy, Mendelssohn Bartholdy. Nou, Ampshawe het die Bartholdy daar gestaan, maar Mendelssohn het nie gehou van die Bartholdy nie, want dit was nie regtig 'n familienaam nie, en niemand in hulle familie in sy direkte bloedlyn het daar die van gedra nie. Dit was wel 'n aangetroude persoon wie se van hulle toe nou so bygesit het. Dit is nou maar sy pa se grillingheid gewees. Maar in elk geval, Mendelssohn het gemaklik groot geword. Daar was geld gewees, dit het goed gegaan, en natuurlik omdat hy as 'n Christen groot geword het, was hy heel toegewyd, en hy het pragtige kerkmusiek gekomponeer, hy het musiek vir die orgel gekomponeer, hy het oratoriums gekomponeer. Nou, 'n oratorium is 'n groot komposisie wat gebaseer is op gedeeltes uit die Bybel uit. Sy een baie beroemde een is natuurlik Elijah, 'n baie fantastiese werk. Ek wens ek kan dit eendag volledig hoor. Maar in elk geval, so Mendelssohn het concerti gekomponeer vir viool, vir klavier, vir 2 klaviere en 'n orkes, simfonie, sy Skotse simfonie en sy Italiaanse simfonie. Dis lieflike musiek. En natuurlik weet almal van sy bekendstes waarmee ek vir die eerste keer te doen gehad het toe ek 'n jong kind was die bykomende musiek tot 'n Midsomernagdroom van Shakespeare. In daardie tyd was dit nou maar so gewees dat hulle het musiek gekomponeer wat dan op sekere stadiums deur die loop van die toneelstuk gebruik is. Het sy as danse of atmosfeerryke musiek of inleiding tot 'n volgende toneel, by 'n geval. So, maar Mendelssohn het geleef in die tyd toe die klavier in die middelklas huishoudings begin inbeweeg het. Jy moet onthou, voordat Mendelssohn gebore is, was daar nog nie 'n klavier nie. En min mense het die ouer klaverbordinstrumente kon bekostig wat daar was, byvoorbeeld die klaviekord en die harpsichord ensovoorts. Maar na mate die
die middelklas vergroot het in Europa en ekskuus tog, geld meer beskikbaar geraak het vir die mense, het baie ouers 'n klavier begin aanskaf. En Mendelssohn het die gaping gevat. En hy het kort stukkies gekomponeer, wat min of meer beheer kon word deur die gemiddelde klavierstudent. Daar natuurlik is 'n paar van die stukke wat 'n bietjie moeiliker is, en daar's natuurlik van hulle wat 'n bietjie makliker is, en wat mooi is, en ja, en die stukke het hy genoem Lieder ohne Worte. Ek hoop ek het dit nou reg uitgespreek, maar in elk geval liedere sonder woorde. So nou kan u indink dat is waarskynlik mooi melodie, pragtige harmonie, en ja, so, en die musiek is, as ek reg onthou, in 8 bundels gepubliseer, en elke bundel het 6 liedere sonder woorde bevat. En sommige van hulle het byname gekry, maar volgens wat ek raak gelees het, was dit nie, die byname het nie die oorsprong by Mendelssohn gehad het. So dit is lyk my die mense wat, die publiseerders, die uitgewers, hulle het name bygesit, en so het baie van die liedere dan onder die byname bekend geraak, maar wat nie deur Mendelssohn voorsien is nie. O ja, nou, net voor ek vergeet, Mendelssohn het, as ek nou hierso, in 1809 tot 1847 het hy geleef, so dis die eerste helfte van die 19de eeu, die 1800s, né? En sy tydgenote was byvoorbeeld Liszt, Brahms, wat so 'n bietjie jonger was natuurlik, so amper 20 jaar jonger as Liszt en as Mendelssohn. 'n ander tydgenoot wat ongeveer dieselfde tydperk as Mendelssohn geleef het. Ek dink hulle het 'n jaar of 2 ouderdomsverskil gehad, was natuurlik Chopin. En ja, so Mendelssohn was in goeie geselskap. Nou die komponiste van daardie tyd, baie van hulle het vriendskapsverhoudinge gehad, het mekaar geken, het soms mekaar gaan opsoek wanneer hulle op 'n deurreis was, op 'n konsertreis was. En partykeer was daar ook maar 'n uitval gewees of 2, maar daar was 'n wederwysige respek vir mekaar se vermoëns en komposisies. So, ja. Nou, ek gaan nou vir u speel uit een van sy bundels met liedere sonder woorde, en hierdie een staan bekend as Consolation. Natuurlik nou soos wat die uitgewer die naam gegee het. Maar dit is 'n klein kort stukkie, dit is regtig eenvoudig, is 'n eenvoudige melodie, maar werklik baie mooi. En dit begin met 'n arpeggio. Nou arpeggio beteken dit is iets wat klink soos 'n harp, arpeggio, né? Nee? En dit is 'n arpeggio. Dit is die harp effek. So dit begin so en dit eindig ook so. En dan hier in die middel, dan hoor ons dit. Okay, dit is nou die melodie wat intree. En dan is daar 'n stukkie waar daar nou 'n bietjie weggedraai word vanaf daardie mooi inleiding. En dan uiteindelik, dan kom ons weer terug. En dan aan die einde weer die arpeggio. Right. So ek speel vir u die Consolation, lied sonder woorde van Mendelssohn, en dit is werk 30 nommer 3. So dit is in daardie versameling
Opus 30, werk 30, is daar 6 stukke. En hierdie een is nommer 3 uit daai 6 stukke. Goed, kom ons luister. Baie mooi, een bladsytjie. Ja, daar het jy dit. Vertroosting, consolation. Nou ja, jy moet lekker slaap. Ons gesels weer. Totsiens.